Ons gaan saam lees vanoggend uit Efesiërs die 4de hoofstuk. Ons lees saam uit Efesiërs 4 en daarvan die eerste 6 verse. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en in sagmoedigheid, met lankmoedigheid terwyl julle mekaar in liefde verdra, en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop. Een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Ons lees tot daar saam uit die wonderlike en onfeilbare woord. Kom ons verenig in gebed, ons bid saam. Ons drie-enige God, Vader, Seun, Heilige Gees, dankie dat ons vanmôre in U naam byeen kan wees. Baie dankie vir 'n erediens wat U aan ons skenk en moontlik maak. Dankie vir U woord wat ons in ons midde kan open, daaruit kan lees en ook 'n boodskap kan ontvang. Dankie vir U kerk op aarde en dankie vir die belofte wat U daar in Matteus 16 gemaak het, dat U kerk op die fondament van Christus bou en dat die poorte van die doderyk dit nie kan oorweldig nie. Dankie dat ons deel kan wees van 'n plaaslike gemeente. Ons dankie vir elke bediening in die gemeente. Ons dankie, Here, dat ons hier in die gemeente U woord kan hê en dat U woord 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad is. Baie dankie dat ons nou ook uit die woord kon lees en ons wil vra dat U die oordeenking daarvan in elke hart, of dit hier in ons midde of op die radiogolwe van RSG is, elke persoon wat nou saam luister en meeleef, dat U ons harte sal kom aanraak. Gaan voort met U ewigheidswerk binne in ons en bereik in hierdie oggend U kosbare doel. En dankie dat ons dit kan bid in die naam van ons Here Jesus met dank in ons harte. Amen. Nou die tema wat ons vanmôre aanraak is leef in God se genade. Wanneer ons Efesiërs 4 oopmaak en ons begin daar lees, dan voel dit amper asof Paulus vir 'n oombliekie stil raak, diep asemhaal en dan sê, in die lig van alles wat God vir julle gedoen het, leef nou waardig. Leef nou in God se genade. En dit is so wonderlik om te weet dat die Christelike lewe, die geestelike lewens wat ons leef, begin nie by 'n klomp opdragte nie. Dit bestaan nie uit 'n klomp moets en moenies nie. Dit begin by God se genade. Dit wat die Here vir ons en in ons gedoen het en elke dag doen deur sy seun, ons Here Jesus. Dit begin nie by ons eie pogings nie, by wat ons probeer om vir die Here te doen nie, maar by die groot dade van God wat hy vir ons en in ons gedoen het en steeds doen. En dit is die kruks van Paulus se brief aan die Efesiërs. Ons het nou gesien in ons reeks, ons het Efesiërs 1 tot 3 reeds behandel en in die eerste 3 hoofstukke gaan dit oor God se oorvloedige genade wat hy ryklik op ons uitgegiet het in Christus sy seun. Dit wat hy vir ons kom doen het uit
louter guns. Wat verdien ons daarvan? Absoluut niks. En die eerste 3 hoofstukke is werklik 'n rykdom van waarhede wat Paulus deur die inspirasie van die Heilige Gees vir ons kom opteken het. En dan die laaste 3 hoofstukke is 'n oproep om in daardie genade te leef. Dit help nie maar net dat die Here vir ons wonders gedoen het en heerlike dinge gedoen het en hy het ons uit genade gered en hy het soveel pragtige dinge vir ons gedoen wat ons in die eerste 3 hoofstukke behandel het en dat ons dan dit maar net ignoreer en voortgaan om te lewe vir onsself en te lewe soos ons wil nie. Nee, dis van kardinale belang dat ons dit wat die Here in ons gedoen het, sal uitleef. Daarom die tema, leef in God se genade. In hierdie eerste 6 verse wat ons vanoggend behandel, is dit as dit ware of ons op 'n bruggie kom staan tussen die 2 gedeeltes, hoofstukke 1 tot 3 en dan 4 tot 6. En asof die apostel Paulus vir ons wil kom sê, hier is nou die oorgang. Wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. En terwille van ons RSG luisteraars wat nou nie by ons was toe ons die eerste 3 hoofstukke behandel het nie, wil ek net so 'n klein kort samevattingkie gee oor wat het Paulus in die eerste 3 hoofstukke behandel. Wel, hy begin en hy sê, geseënd is God, die Vader wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele, in Christus. Hoe ryklik begenadig is ons. Ons is geseëndes, makarioi, net dis die Griekse woord, die meervoudswoord. Geseëndes van die Here. Hy het ons geseën met alle geestelike seëninge in die hemele, in Christus. Hy het sy heerlike verlossingsplan in Christus in werking gestel om mense se kosbare siele uit genade te red. En ek wil dit net weer op die harte druk. As u hoofstuk 1 weer gaan lees, let op hoeveel keer sê Paulus dat alles wat gebeur het in ons lewens, het gebeur in Christus. Niks is buite hom nie. Niks is sonder hom nie. Daarom is hierdie Kerstyd wat voor ons lê, is 'n tyd van opwinding, is 'n tyd waarin ons die Here dank vir die koms van Christus na die aarde toe, en dit wat hy vir ons gedoen het. In hoofstuk 2 begin hy met die woorde en hy sê, ons wat dood was in ons sondes en misdade, het hy lewend gemaak. En dan kan jy weer daai eerste paar verse gaan lees, hoe hy die toestand van geestelike doodsheid beskryf. En dan kom hy by daai pragtige woorde, maar God, in vers 4, hoofstuk 2 vers 4, wat ryk is in barmhartigheid, het deur sy groote liefde, waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was, in ons sonde en misdade, lewend gemaak. Uit genade is julle gered, deur die geloof. Dis nie uit julleself nie, dis die gawe van God, dis nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Kom u onder die indruk van God se wonderlike genade, dit wat hy vir ons gedoen het. Dan kom hy en hy sê, en God het die middelmuur van skeiding, het hy afgebreek, wat eens skeiding tussen ons en hom veroorsaak het. Ons wat vervreemd was, van die beloftes en van die verbonde, het nou naby gekom. Ons wat vreemdelinge was, is nou huisgenote van God. Mede-erfgename van die beloftes. Hy het ook vir ons die groot verborgenheid bekend kom maak, naamlik dat Christus lewe in sy kerk. Die kerk is sy liggaam en Christus lewe in sy kerk. En dan die
kosbare gebed wat ons so 2 weke gelede behandel het daar in Efesiërs 3 van vers 14 af, waar Paulus bid, ek bid dat julle na die rykdom van sy heerlikheid versterk mag word met krag in die innerlike mens, en dat julle die liefde van God sal leer ken, nie net met julle verstand nie, maar ook in julle lewens, en dat julle in hierdie liefde gewortel en gegrond sal wees. En julle sal besef wat is die lengte en die breedte en die hoogte en die diepte van hierdie liefde, sodat God julle kan vervul tot al die volheid van God. Wat 'n beskrywing van God se genade. En dan bring dit ons by hoofstuk 4 vers 1, leef in God se genade. Nou wat beteken dit en wat behels dit? In die eerste plek, as ons in God se genade leef, dan beteken dit ons moet waardig aan ons roeping leef. Ons roeping om kinders van die Here te wees. Daardie roeping moet waardig geleef word. Kyk weer na vers 1. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Let baie mooi op. Die skrif roep ons nie op om waardige lewens te leef sodat die Here ons kan seën nie. Maar net andersom, omdat die Here ons so ryklik geseën het in Christus, omdat die Here ons uit genade gered het, omdat hy ons naby gebring het, omdat hy ons vervul met sy krag in die innerlike mens, omdat ons in sy liefde gewortel en geanker is, daarom leef ons waardig die roeping. En hier's 2 dinge wat ek graag met u wil deel onder hierdie gedagte om waardig aan ons roeping te wandel. En die eerste is dat waardigheid gaan primêr oor ons karakter. Gaan nie oor wat ons doen nie. Het gaan primêr oor ons karakter. Het gaan nie oor kerk toe gaan of Bybelstudie doen of betrokke wees by bedieninge om te gee vir die saak van die Here en wat dit ook al mag wees nie, maar in die veranderde karakter wat Jesus Christus teweeggebring het toe hy ons siele gered het. Kyk wat sê vers 2, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. Dit gaan oor karakter, dit gaan oor wie is jy in die innerlike mens. As Paulus sê met alle nederigheid, dan is dit so die teenoorgestelde van wat die wêreld elke dag van ons vra. Die wêreld sê, beklemtoon jouself, verhef jouself, wees jy die belangrikste, al beteken dit, jy moet op ander mense trap en jy moet ander mense vergrys met woorde of dade. Nie die Here Jesus nie, hy sê, verneder jouself, verhef ander, laat ander belangriker wees as jy, laat ander se belange belangriker wees as jou belange. So in die woorde van Johannes die Doper in Johannes 3, ons moet minder word, sodat Christus in ons meer kan word. Dis ware nederigheid, nie 'n aangeplakte mensgemaakte nederigheid nie. En dan ook met alle sagmoedigheid. Nou wat beteken hierdie woord sagmoedigheid? Sagmoedigheid is nie swakheid nie. Sagmoedigheid beteken krag onder beheer. As 'n mens dink aan 'n wille perd, nou dink aan die films en jy sien daai wille perde daar in die vlaktes rondhardloop. Wie sal op so 'n perd se rug sommer gaan klim? Nie ek nie. Maar as 'n perd ingebreek is en 'n perd is mak en jy die versekering hierdie perd se krag is onder beheer, dan kan 'n mens met vrymoedigheid op die perd se rug klim en jy kan die perd ry. So sagmoedigheid beteken nie skerpheid nie, maar sagtheid. Soos die voorbeeld
van ons Here Jesus. En dit gaan maar weer daaroor. Hy moet in ons gestalte vind. Hy moet meer word, ons minder. Lankmoedigheid. Nou ja, lankmoedigheid beteken net wat dit sê. Om lank met mense moedig te bly. As jou vrou klaarmaak, jy is op pad iewers heen, en jy gaan sit so lank in die kar en wag, dan moet jy lank moedig bly. Nee. Dis geduld, dis wat dit is. En jy moet nie moed verloor nie, sy kom. Sy gaan nou in die kar wees. En dit is wat Paulus sê, as ons waardig ons roeping wandel, dan is dit met nederigheid en sagmoedigheid en lankmoedigheid, en dan kom die woordjie terwyl. En in Grieks is dit 'n besondere modus van die werkwoord, dis die partisipie modus, en dit kan eintlik vertaal word, verdraende mekaar in liefde, terwyl julle mekaar in liefde verdra. Geliefdes, dis hoe die huis van God lyk. Dis hoe die liggaam van Christus funksioneer. Dis hoe ons waardig ons roeping wandel. Maar daar's 'n tweede manier waarop 'n mens waardig jou roeping wandel, en dit is wandel uit die genade wat jy ontvang het. 'n Heilige lewenswandel begin altyd by wat God vir ons gedoen het. Dit begin nooit in ons eie pogings nie. Altyd by wat God vir ons gedoen het. Dit wat hy uit genade vir ons, in ons gedoen het, die wedergeboorte, die redding van ons siele, dit is waar 'n heilige lewenswandel begin. Gaan net weer saam met my terug na Efesiërs 2 vers 4 tot 6. Kyk jy net wat sê hy daar. Maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Dit gebeur by wedergeboorte. 'n Mens wat nie wedergebore is nie, is nog dood. En wanneer jy weergebore word, ontvang jy die Christus lewe in jou hart. Dan word jy lewend gemaak saam met Christus. En dan sit hy daar tussen die twee aandagstrepe. Uit genade is julle gered en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. En dit is waar 'n waardige wandel begin. In dit wat die Here in ons harte gedoen het. Ons kan nie 'n sterretjie op die skouer kry of op die voorkop wat sê mooi, jy so oulik, kyk hoe pragtig wandel jy, kyk hoe mooi lewe jy nie. Dis God wat werk. Paulus skryf ook vir die Filippense, is hy wat in ons werk om te wil. So as daar 'n ding in jou gebeur wat sê ek wil vir die Here iets doen, dan weet jy dis hy wat dit in jou werk om te wil. Maar ook om tot aksie oor te gaan, ook om te werk na sy welbehae. Dis God se werk in ons wat ons lewenswandel beïnvloed. In die woorde van Efesiërs 2 vers 10, want ons is sy maaksel. Die Griekse woord poema, wat die Engelse woord poem vandaan kom. We are his poem, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. En dis waarom Paulus in hoofstuk 4 vers 1 met die woordjie dan begin. Ek vermaan julle dan, of daarom, in die lig van wat God vir julle gedoen het, wandel waardig die roeping. Dit bring ons by die tweede punt. Ons leef in God se genade deur die eenheid te bewaar. Wonder as ek vir u sal vra, hoe maklik word eenheid versteur in 'n gemeente of in 'n kerk? Is net so. Dis die ding wat die maklikste versteur word. Nou kyk bietjie, wat sê hy vir ons? Hy sê,
terwyl julle ernstig strewe. Ek dink Paulus beklemtoon dit mooi, né? Terwyl julle ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar. Hoe? Deur die band van vrede. Ons moet met vrede omring word, ons moet met 'n band van vrede omring word. Streef ernstig daarna om die eenheid van die Gees te bewaar. Daai woordjie streef beteken doen moeite, kies vrede, sit jou trots eenkant, hanteer jou verskille sagkens, wees eerste om te vergewe. Geliefdes, as iemand die gemeente van God wil skeer en wil skade doen, dan sê die Bybel, jy moet jou van so iemand onttrek. Is nie maklik nie. In Spreuke 6 vers 16, waar dit gaan oor hierdie eenheid, staan daar dat daar 6 dinge is wat die Here haat. En dit laat 'n mens sidder as jy dit hoor. 6 dinge wat die Here haat. Die eerste is trotse oë. Die tweede 'n leuenagtige tong. Hande wat onskuldige bloed vergiet. Derde, vierde, hart wat onheilsplanne beraam. Vyfde, voete wat haastig na die kwaad toe loop. Sesde, iemand wat as valse getuie leuns uitstrooi. Die Here haat dit. En dan staan daar, en die sewende is vir sy siel 'n gruwel. Iemand wat tussen broers tweedrag saai. Die eenheid van die Gees is vir die Here ontsettend belangrik. Nou is dit wonderlik om te weet en raak te sien dat ons hoef nie die eenheid te skep nie. Ons kan dit inteendeel nie doen nie. Die Gees het dit reeds gedoen. Die Gees het hierdie een liggaam in wording gebring, die liggaam van Christus. En nou is dit ons roeping om dit daarna te strewe, ernstig daarna te strewe, om die eenheid van die Gees te bewaar. Hoekom? Hy sê vir ons 6 dinge, want ons is een liggaam. Een liggaam met baie lede, verskillende lede, met verskillende temperamente, wat uit verskillende agtergronde kom, verskillende loopbane wat ons beoefen. Hier sit vanmôre in hierdie kerkgebou 'n groot verskeidenheid van mense met verskillende persoonlikhede, verskillende maniere van doen. Maar ons almal word geroep om ernstig te strewe om die eenheid van die Gees te bewaar, want ons is een liggaam. Al is daar baie lede. Ons het een Gees. En jy sal sien, dis 'n hoofletter. Dis die Heilige Gees. Dieselfde Heilige Gees maak woning in elke kind van God. En daarom moet ons mekaar respekteer, want dis dieselfde Gees wat in ons almal woon. Ons het een hoop. Almal van ons sien uit na die wederkoms van Jesus. Ons sien almal uit na dieselfde toekoms in die ewigheid. Waar ons in Openbaring 22 lees, God gaan al die trane afdroog en daar gaan nooit meer 'n geween of droefheid wees nie. Daar gaan geen sonde meer wees waarteen ons moet stry nie. Ons het almal hier dieselfde hoop. Ons sien almal saam uit na die bruilof van die Lam, waar ons die bruid en ons bruidegom in 'n huwelik verenig gaan wees vir die ewigheid. En ons hoop is nie maar 'n stukkie wensdenkery nie. Dis 'n werklikheid. Dit is gegrond op die beloftes wat Christus self gemaak het. Ons dien een Here. Dis nie verskillende weergawes van die Here Jesus nie. Daar's net een Here wat ons dien, een redder, een koning, een skepper van die ganse heelal. Ons bely een geloof. Dis nie ons eie subjektiewe geloof wat ons self opmaak en self uitdink nie.
Die geloof wat eenmaal oorgelewer is. Die ware en suiwer evangelie van Jesus Christus. Dis wat ons almal saam glo. Ons kan maar oor sekondêre sake verskil van mekaar. Maar as dit kom by Christus en wie hy is en wat hy gedoen het, dan moet ons saam staan. Ons het een doop. O sê, ons gedink daar's meer as een doop. Daar's net een doop. En die doop waarvan Paulus hier praat is ongetwyfeld die doop deur die Heilige Gees in die liggaam van Christus, wanneer jy 'n kind van God word. Dis nie die waterdoop, hoe jy ook al daaraan glo nie. Dis die doop deur die Gees tot die liggaam van Christus, waarvan ons in Korintiërs lees. Ons het een God en een Vader, daarom is ons nie net 'n groep mense by mekaar nie. Ons is 'n familie. Ons is die huisgesin van die Here Jesus. Ons bid nie wanneer ons bid, my Vader wat in die hemel is nie, maar onse Vader wat in die hemel is. Laat u naam geheilig word. Die skrif roep ons vanmôre om in God se genade te leef. En ons het gesien, ons doen dit deur te wandel waardig die roeping waarmee hy ons geroep het. Deur ons karakter en deur dit wat die Here reeds in ons harte gedoen het. En daarom ook met die strewe, die ernstige strewe om die eenheid van die Gees te bewaar. Nou ja, u en ek weet baie goed, die krag en die vermoë om dit te doen, lê nie in onsself nie, maar in die oorvloedige genade van God, wat ons reeds ontvang het in Christus. Mag ons elke dag leef as mense wat weet, ek is sy maaksel. Ons, as gemeente, is sy maaksel. Ons is sy kinders. Ons is deel van sy liggaam. Mag ons daarom nederig wandel. Mag ons met sagmoedigheid optree. Mag ons langmoedig met mekaar bly en geduldig met mekaar wees. Mag ons met oorgawe die eenheid bewaar wat die Gees geskep het. En wanneer mense na die gemeente van Christus kyk, waar ook al, watter dorp, watter stad, watter land, dat hulle iets van Christus self sal sien. Sy sagtheid, sy liefde en sy vrede. Amen. Ons bly net so sit, dan dank ons die Here. Baie dankie ons hemelse Vader, dat ons in hierdie môre uit u woord kon leer, hoe belangrik dit is om in die genade van Christus te lewe. Wil U ons elke dag van ons lewens help, dat ons dit met oorgawe sal doen, soos wat ons vanoggend geleer het. Dankie vir ons Here Jesus. Dankie dat ons eersdaags sy menswording kan vier. Maar Here, in dieselfde asem kyk ons in die geloof vorentoe en ons sien 'n kruis waar hy gelei het, waar hy gesterf het in my plek, sodat hierdie dinge wat Paulus aan die Efesiërs meedeel ook my deel kon word. Dankie dat ons kan uitsien na die wederkoms en kan weet, dis nie maar net sommer 'n wensdenkery van ons kant af nie. Dis 'n vaste hoop waarin ons geanker is. Ons eer U, Here. Neem ons lewens tot U eer en word U verheerlik in Jesus se naam. Amen.